Here, dankie vir die voorreg om te weet dat U in, deur en saam met ons in alle omstandighede gaan. Selfs wanneer ons dit nie verdien nie, selfs wanneer dit nie so voel nie, maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak waar ek gaan nie, dat U kies om saam met my te wees, Here. Al staan ek sondaar voor U. Kyk U na my, U droom groter oor my, U beplan dinge vir my, U kom om te werk in my. En dankie dat ek kan weet dat ek aan U kan vashou in hierdie tye. In hierdie tye wat maklik is, in hierdie tye wat moeilik is. Here, dankie vir U genade so groot, maar U droom soveel groter. Here, seën elkeen van ons hier, sodat ons in alle omstandighede kan vashou aan U. En nie net vir U nou vir my nie, U vir my kinders, U vir my kleinkinders, U vir almal wat rondom my is. Here, want U droom groot vir elkeen van ons. En wat 'n voorreg om te kan leef en deel hê in daai droom. Amen. Amen. Jy kan eers jou sitplek vat, net daar waar jy is. 'n Goeie môre vriende, gelukkige Vadersdag dan van my kant af ook. Dis lekker om hier by mekaar te wees en ek weet Vadersdag is so 'n bittere soet dag, né? Vir sommige van ons is dit lekker en ons het planne saam met ons vaders en om tyd te spandeer. Vir sommige van ons is dit 'n herinnering aan 'n kinders wat dalk ver weg is, of 'n pa wat dalk ver weg is, of iemand aan wie jy moes afskeid neem. So ek hoop dat vandag 'n fantastiese dag vir jou is. Maak nie saak waar jy jouself dalk op daardie spektrum mag vind nie. Ek wil begin om te sê, so julle ken my in hierdie tyd nou al goed, julle weet baie keer, dan lees ek ietsie en dit het nie eintlik soveel te doen met waarmee ek besig is nie, maar dan vang jy mos daai rabbit hole en jy jaag hierdie ding oor en oor af en dan klomp ure later, dan vind jy jouself as jy soos, ek weet nie hoekom ek presies hier uitgekom het nie, maar ek is ligtelik frustreerd nou dat ek daar is. Kan ek een van daai frustrasies met julle deel vir hierdie week wat verbygekom het? En ek het 'n studie gelees. Die studie het gegaan oor wat is die vakansie daar wat die meeste gevier word wêreldwyd. En hulle het dit gemeet op 'n paar goeders, hulle het dit gemeet op hoeveel verskillende winkels sal specials hê om goedjies te verkoop vir daai dag, hoeveel mense dit vier, hulle het sosiale media posts gekyk, hulle het gekyk hoeveel geld spandeer word op daai dag spesifiek, of vir daai dag om dit te vier. So hulle het 'n klomp verskillende dinge getoets, om te kyk wat is die vakansie daar wat ons as mense internasionaal die meeste vier, né? Nommer 1, geen verrassing, Kersfees, né? Jy kan nie in Kerstyd verby 'n winkel stap sonder dat daar Kersversierings op is nie, sonder dat daar 'n special of some sort anders nie, sonder dat die mense goed koop en die huise word opgemaak, is ons nou 'n jolige lekker tyd. Tweedens, glo dit nie, Valentynsdag, né? Wat ook sin maak, Valentynsdag, alles is mooi pink en daar's goedjies wat jy koop en almal gaan uit, elke restaurant is vol. Ek het so 'n jaar terug wakker geskrik, 3 dae voor Valentynsdag, begin rondbel vir 'n afspraak by 'n restaurant. Het jy al dit probeer? Nêrens. Valentynsdag, almal is aan die gang. Derdens is 'n twee getaai met mekaar is Moedersdag en dan Nuwe Jaar. Moedersdag voel reg, jy weet, jy koop goedjies en as die winkels is mooi en is opgemaak en is lekker, en dan of course nou Nuwe Jaar, duisende mense kom by mekaar en is die fireworks en al daai goeters. Vadersdag, alright, hier het my frustrasie begin. Weet julle tot waar moes ek moet die lys lees om Vadersdag te kry? Raai, dink eers, het jy 'n Vadersdag special gesien in 'n winkel, né? En as jy het, dan sit jy stap in Checkers, dan sit so 'n boksie met 'n koppie en 'n sakkie en soos 'n strukkedas of suspenders of iets, né? Happy Father's Day. Maar ek het suspenders in die kas al vir 4 jaar wat ek nou die dag ek dink weggegee het, wat nog nooit gebruik het nie. En ek dink soos my wêreld, Vadersdag 20ste. Is reg. Yes, ek lees dit, ek dink, my woord, 20ste. Ek's ligtelik frustreerd deur die feit voor dit Paasfees, ek kan nie kwaad wees daaroor nie. Okay, Paasfees moet gevier. Voor dit, is daar Halloween is voor Vaders, okay? Dit beteken, spooke en pampoene is voor my. Dit was nie vir my lekker om te lees nie, né? En ek sit daar en ek lees en ek dink nou aan hierdie en ek dink, Jesus Here, wat doen ek met hierdie inligting? Wat ek het dit nou, nes jy dit nou het, wat doen ons met hierdie inligting? En ek besef,
baie keer die waarde van ietsie is nie in wat jy elke dag in hom sien nie, maar wanneer jy hom nodig het. Né? Baie keer is ietsie rondom jou en hy's altyd daar en die ding is so standvastig en hy bly net daar, is altyd getrou en dan dink jy nie so baie nie tot jy hom mis. Voorbeeld, wie van julle moes onlangs of het onlangs 'n charger moes vervang vir jou foon? Jy dink nie 'n oomblik aan daai charger tot hy nie meer werk nie. Dan is dit 'n massiewe probleem. Of verbeel jou hierso, mans, dis Vadersdag. So ek assume dat julle almal die vrouens het groot planne om elkeen van julle uit te vat en te bederf, né? Nou ry jy iewers heen. Jy's op die pad. Dan gaan een van jou bande pap, flap, né? Nou klim jy uit, nou maak jy die kattebak oop en jy haal hom uit waar die spaarwiel moet wees en daar lê 'n persent. En jou vrou sê, ek wou die persent weggesteek het. So die spaarwiel is by die huis. Jy het nie gedink aan daai spaarwiel voor jy gery het nie, maar nou dat jy hom nodig het, né? Nou het jy 'n groot probleem. Want daar's sekere goed wat eers wanneer jy besef hoeveel ek hom nodig het, eers wanneer ek in die moeilikheid is en daai ding is hierso vir my, spring sy waarde in. Soos 'n flits langs die bed en load shedding slaan. Ek dink paas vervul 'n bietjie meer so 'n tipe rol in elkeen van ons lewens. Waar ons moet besef dat 'n pa is daar om in en deur alle omstandighede teenwoordig te wees, maar as jy hom nodig het, dan val hy in. So ek het toe gegaan na my vriend Google toe en ons Google saam, wat is 'n pa? Ons vra 'n bietjie die internet, wat is 'n vader? En die Google sê vir my, die description is, a father is a male parent who plays a crucial role in raising children, caring for children and protecting children. Okay, so 'n pa is 'n belangrike een wat kinders grootmaak, omgee vir kinders en dan ons kinders beskerm. Wat ons almal kan saamstem is 3 belangrike goeders om te doen. Maar waarteen beskerm ons kinders? Hoekom gee ons om vir ons kinders? Hoe is ons besig om ons kinders groot te maak? Die National Institute of Health het gewerk saam met die National Institute of Drug Abuse, né? En hulle het 'n massiewe studie aan die gang. Die studie is die ABCD studie en dit het in 2016 afgeskop waar hulle 12,000 mense gevat het, 12,000 kinders gevat het, almal so tussen 3 en 5 jaar oud. En hulle begin met daai kinders 'n pad stap, doen MRI brain scans, is in diepte in hulle lewe besig. Wat doen hulle? Wat lees hulle, wat eet hulle, wat is hulle blootstelling en hulle wil kyk wat help kinders met sukses. Hulle wil kyk wat is die faktore wat kinders die meeste onderbring. En hulle toets alles. Hulle het kinders daar wat besig is met dwelms en rook en in moeilike omstandighede. Weet jy wat vind hulle? Is die factor, wat is die bepalende ding wat die grootste effek het op kinders se fokus. Die grootste effek het oor of 'n kind kan fokus in die skool of nie. Hulle vind dat jy gaan weet, screen time. Hulle vind dat al is daar kinders wat sukkel met dwelms en drank, al is daar kinders wat sukkel met ouers by die huis, dat die effek van screen time maak dat hulle die meeste sukkel by die skool. En ek lees dit en ek dink vir myself, yes, dis mal, want ek weet ek moet my kind beskerm teen drank en dwelms. Ek weet, ek doen alles in my mag om vir hom omstandighede te skep waarin hy kan floreer, maar hoe beskerm ek teen die goed? Ek dink die rol van pa en die rol van ouer is soveel groter eintlik as wat ons dalk nou besef. Hoe is ek besig om te raise en te care en te protect met al hierdie goeders rondom my en ek weet nie altyd wat die regte ding is om te doen nie. So ek dink ouer wees, ek dink pa wees gaan baie meer as net kos en klere. En ek wil vandag 'n ander 2 woorde neersit wat my help met dit. Ek dink dit gaan oor koers en karakter. Ek dink pa wees help 'n kind om die koers te vind waarvoor God hom in sy lewe geroep het en die karakter waarmee hy op pad is. Ek dink 'n goeie ouer kan dit regkry vir 'n kind, om die kind te help om die koers te vind en om die regte karaktereienskappe te hê terwyl hulle daarheen gaan. So hier by graad 6-7 rond in my lewe, toe gaan ons deur uitdagende omstandighede, ons het geïmmigreer en ons het teruggekom, en dit het nie goed gegaan in die ander land, so toe ons terugkom, toe ons hier moet niks, en het gaan finansiëel en emosioneel sleg met ons as gesin. En my pa het 'n paar werke gehad, en my ma, en almal doen dit hulle beste om hierdie gesin te probeer weer aan die gang kry, maar die kinders trek swaar in daai tyd.
En ek onthou, daar was 'n oom gewees wat baie tyd en energie ingesit het. Oom Stefan. Oom Stefan is van die kinderkerk afgekom. En hy het in daai tyd elke week een dag vir my geneem. En ons het gegaan en ons het net tyd saam spandeer. Partykeer het ons gaan cricket speel, partykeer het ons 'n pizza gaan eet, partykeer het hy net met my gesit en gesels. Oom Stefan was teenwoordig gewees in 'n tyd waar die mense rondom my nie kon wees nie. Nie omdat hulle skuld was of uit enige ander rede nie. Ek het dit nodig gehad en hy was daar. Ek dink nie ons kan Vadersdag afskryf net aan biologiese paas nie. Want ek dink daar is soveel mense wat vadersrolle speel in die lewens van die mense rondom hulle. Daarom kan 'n oom wat kies om deel te wees van 'n kind se lewe so 'n massiewe rol speel. So vandag gaan ons kyk na een pa in die Bybel en 'n massiewe werk wat hy gedoen het. Maar eers is dit vir ons belangrik om net so klein bietjie konteks te skep. Nou, onthou partykeer lees jy goed in die Bybel raak en dan sê jy, "Jessie, hierdie voel wreed. Hierdie voel moeilik, hierdie voel swaar om te lees, né?" So net gou daai konteks neersit. Onthou die Here kies vir Israel as die stam, as die volk waaruit die redder gaan kom. In die Ou Testament lees ons op baie maniere hoe hy besig is om hierdie volk te beskerm en te bewaar en op die regte pad te sit, sodat hulle kan doen dit waarvoor God dan nou vir hulle geroep het. En ons lees stukke wat vir ons barbaar sal voorkom of vreemd sal voorkom, maar ons moet besef dat hierdie is die werk van God om 'n bloedlyn van Jesus te verseker. So ons gaan begin om 'n stuk te lees uit 2 Konings en daarna 'n bietjie uit Jeremia uit en ons lees saam oor 'n man, Jehonadab is sy naam, en hy is hierso besig om te reis saam met Jehu. Nou, Jehu is die 10de koning van die noordelikheid deel van Israel. Hy is die koning wat vir Jezebel doodgemaak het. Hy's uitverkoop aan die reiniging van God se volk, van hierdie groot nasie. So hier is waar hierdie man se reis nou afskop en waar hulle dan nou begin om fantastiese groot werk saam te doen. So kom ons lees daar saam van vers 15 af. En dit begin en dit sê, en vandaar het hy gegaan en Jehonadab die seun van Rechab gevind en hom tegemoet kom. En hy groet hom en sê vir hom, is jou hart soos my hart met jou hart is? En Jehonadab antwoord, ja. So ja, gee jou hand, sê Jehu. Toe gee hy sy hand en hy het hom by hom op die wa laat sit. En gesê, gaan saam met my en aanskou met welgevalle my ywer van die Here. En hulle het hom op sy wa laat ry. En toe hy in Samaria aankom, het hy almal omgebring wat van Agab in Samaria oor was, totdat hy hom verdelg het, volgens die woorde van die Here wat hy tot Elia gespreek het. Onthou, hier is ons 'n stuk terug waar Elia die profesie neergesit het, en hy het gesê, luister, hierdie is 'n aaklige koning wat hierso is, die 7de koning Ahab, was 'n aaklige koning wat slegte goed gedoen het, en sy nageslag sal heeltemal uitgeroei word. So hierdie wat hulle hier doen, is 'n profesie wat gegee is soveel jaar terug deur Elia, en hulle kom volbring dan dat hierdie ding nou gebeur presies soos wat dit gespreek is deur die Here. Dan lees ons aan vers 18. En Jehu het die hele volk bymekaar laat kom en vir hulle gesê, Agab het Baal 'n bietjie gedien, maar Jehu sal hom baie dien. Roep dan nou al die profete van Baal, al sy dienaars en al die priesters na my toe. Niemand moet gemis word nie, want ek het 'n groot offer aan Baal. Elkeen wat gemis word, sal nie leef nie, maar Jehu het dit met lus gedoen om die dienaars van Baal te vernietig. So hier is sy plan is, hy gaan hierdie mense nou almal bymekaar kry. Al die mense wat Baal aanbid, hy het 'n plan wat hy nou hierso gaan doen. Daarop gaan Jehu, roep om almal van Baal. Verder het Jehu, verder sê Jehu, heilig 'n feestyd vir Baal, en hulle het dit uitgeroep. Daarvan vers 20 af, vers 21. Jehu het ook deur die hele Israel gegaan, en al die dieners van Baal het gekom, sodat daar niemand oor was wat nie gekom het nie. En in die tempel van Baal ingegaan het, sodat die tempel van Baal vol was, van end tot end. Vers 22, en hy sê aan die een wat oor die klerekamer
slagoffers was. Bring klere uit vir al die dienaars van Baal en hy het vir hulle klere uitgebring. Daarop sê Jehu saam met Jonadab, die seun van Regab, in die tempel van Baal is en sê aan die dienaars van Baal, ondersoek en kyk nie, miskien van die dienaars van die Here hier by julle is nie. Na die dienaars van, maar net die dienaars van Baal alleen. Een oomblik. Hulle het ingegaan om slagoffers en brandoffers toe te berei, maar Jehu het vir hom buitekant 80 mans opgestel en gesê, hy wat een van die manne wat ek in julle hande lewer, laat vry raak, sy lewe sal in die plek van daai se lewe wees. So hy sê nou vir al hierdie mense, luister, jy gaan nou, hier binne is al die Baal mense wat hom aanbid, ons staan hier buite, en as jy een van hierdie ouens laat uitkom, dan gaan jou lewe geoffer word in daardie ou se plek. Vers 25, en toe hy gereed was met die aanbidding van die brandoffer, sê Jehu aan die hardlopers en die adjudante, kom in, slaan hulle dood, laat niemand uitkom nie, en hulle het hul op die skerpte van die swaarde doodgeslaan, en die hardlopers en die adjudante het hulle uitgegooi en na die staddeel van die Baalstempel gegaan. En hulle het die pilare van die Baalstempel uitgebring en verbrand en die klippilaar van Baal uitgebreek en Baal se tempel afgebreek en daar gemakshuise, toilette van gemaak tot vandag toe. So het Jehu dan Baal uit Israel uit verdelg. Massiewe stuk, hoekom lees ons dit dan nou saam? Hier is 'n koning wat kom en hy sê, in my land kan dit nie meer gaan soos wat dit gaan nie. Ek kort iemand aan my sy, wat my gaan help om alles wat sleg is in my koninkryk weg te kry. En hy kies Jonadab as daardie man. Hy trek hom nader, saam gaan hulle en hulle gaan doen wat gedoen moet word om die sleg uit die volk uit te kry, uit die koninkryk uit te kry, van waar hierdie man besig is om te heers. Daar is 'n massiewe roeping eintlik op hierdie ou se lewe. En baie keer sien jy so half 'n volgorde in die Bybel. Jy sien roeping, dan sien jy reaksie en dan sien jy die resultaat. Jy sien roeping, hierdie ou word geroep om iets te doen. Hoe reageer hy? Wat is sy reaksie? En dan wat is die langtermyn resultaat van sy gehoorsaamheid aan die Here? Ek dink baie keer, baie van ons het ook sulke geleenthede, waar daar 'n roeping op ons lewe is. Ons kry 'n geleentheid om te reageer. Ons kry 'n geleentheid om 'n reaksie te hê, maar ons sien dalk net nog nie die resultaat daarvan nie. Van hierdie roeping wat op ons lewe is. Nou, Jonadab het baie hard gewerk en hy het massive goed gedoen. Hy het geweier dat daar enige compromise moet wees. Hy het geweier om sy standaard te laat val terwyl hy die Here dien. Maak nie saak van die omstandighede waarin hy was nie. Nou, het jy al gesien, daar is 'n klomp sulke video's online en hulle is vir my baie snaaks baie keer, nee, maar jy sien soms hierdie video's van kinders wat 'n gewoonte het wat ons weet nie goed is nie. Hulle speel 8 ure Xbox 'n dag, of hulle is vas op hulle fone, of daar's ietsie wat in hulle lewe is, en dit is nie reg nie, en dan kom haar pa en hy sê tot hier toe en nie verder nie, né? Dan vat hy daai ding af, of hy sit die internet af, of hy breek haar die dinge in ekstreme gevalle, en daai kind se lewe val in mekaar in, né? Dis asof die kind gaan doodgaan oor dat hulle nie meer die Xbox het nie, of die foon nie meer daar is nie, of omdat hulle nou nie die internet het om te kan doen wat hulle wil doen nie. Die kind is so gewoond aan die omstandighede waarin hy is, dat wanneer daar verlossing kom van daai omstandighede en dit kan beter wees, dat dit voel soos trauma. Dit voel so seer. Maar dit is die werk van die ouer om 'n tree terug te kan gee en te kan sien dat die omstandighede waarin hierdie ou is, hierdie vrou waarin my kind is langtermyn nie goed nie en daarom moet ek hierdie doen. Hierdie is dieselfde storie wat ons sien, van 'n leier wat kyk na 'n volk en hy sien hierdie omstandighede waarin hy is nie goed nie, ons kan nie so aangaan nie, en hy gee vir hulle 'n ander toekoms. Hy maak 'n ander toekoms dan vir hulle moontlik. Ons besef, God roep hom, daar's roeping, daar's reaksie, en daar is 'n massiewe resultaat dan daarop.
Ons lees bietjie verder in Jeremia 35 vers 6 en 7 en hierso is ons besig om te lees bietjie die nageslag dan nou van Jehonadab is besig om hier te praat en hulle sê, maar hulle het geantwoord, dis nou sy nageslag. Ons sal geen wyn drink nie, want Jehonadab, die seun van Regab, ons vader, het ons beveel en gesê, julle mag geen wyn drink, julle en julle kinders tot in die ewigheid nie. Ook mag julle geen huis bou of saad saai of wingerd plant of dit besit nie, maar julle moet in tente woon al julle dae, sodat julle baie dae mag lewe in die land waar julle as vreemdelinge vertoef. Okay, raai skoottyd. Hoeveel jaar vanaf Jehonadab tot hierso? As jy moet raai, so hulle quote hom nog presies, hulle is besig om wat hy vir hulle geleer het te volg, hoeveel jaar dink julle het verbygegaan om dit moontlik te maak? 2.500, dis crazy genommers, bietjie minder as dit, maar hierdie woorde voel vir my soos onlangse woorde. As ek het lees, as jy nou vir Bart, julle ken vir Bart, my seentjie moet vra, wat het papa gister gesê? Dink ek nie, hy gaan onthou nie. So hierso het ons 'n voorbeeld van 'n langer terug onthou, waar ek sweer my seentjie kan 24 uur nie altyd onthou nie. So dit gaan half ook, dit moet iets belangriker wees, wat baie oor gepraat word, wat half 'n karakter is vir die mense rondom, om hom so lank te onthou. Nou, die Jehonadab, hulle is besig saam met Jehu so 840 jaar voor Christus. Is waar daai hele storie gebeur. Omtrent so 50 jaar na dit is daar 'n nuwe koning wat kom regeer. Omtrent 70 jaar na dit is Assyria kom en hulle kom in die koninkryk in en hulle vat die volk in ballingskap en omtrent 20 jaar na dit bid ons en Juda kom en daar's 'n wonderbaarlik kom word hulle uit Assyria uit gered. En dan omtrent so 60 jaar na dit kom haar volgende koning en dan omtrent 20 jaar na dit en julle besef, hier gaan tyd omtrent 240 jaar later. Baie nageslagte kom en hulle hou nog steeds die woorde wat vir hulle gesê word. Jehonadab se streng reëls wat hy ingestel het, word nie net vir sy kinders nie, maar vir nageslagte daarvan, generasies later, nog steeds iets wat hulle op die regte pad hou. As ek vir jou moet vra, hoe ver hoop jy in jou nageslag, kinders, kleinkinders, miskien verder as dit, moet jou goeie voorbeeld nog steeds 'n ego wees? Hoe lank nog mag hulle praat en sê, "Ees, oupa het so gemaak. Jou oupa grootjie het hierdie gedoen. Ons het 'n bordstel by die huis. Dis 'n ronde borde met so 'n Chinese ding en so goue, so tekeningetjie en dan so goue randjie ding op. En ek het dit geërf en ek weet nie of julle ook daai erfborde het wat agter in die kas is wat jy amper nooit gebruik nie, né? Nou ek is glad nie sentimenteel oor enigiets, so ek haal daai goed uit en ek deel dit en ek gebruik dit vir enigiets want is mooi. Ek hou daarvan, ek dink is mooi, so kom ons eet uit die mooi goeders uit. Jamie Oliver het eendag gesê, eet altyd uit jou mooiste goed uit, dan voel jy spesiaal. So ek luister vir hom. So dit is wat ons doen daarmee. Daai borde, soos die storie loop. My ouma grootjie se oupa het in Engeland gegaan om te gaan help met een of ander logistiese probleem wat hulle gehad het daarso. En toe as dank het hy blykbaar by die royal family die goed gekry. Dis die storie. Dis baie mooi, né? Dat daar so 'n storie kan wees. Maar wat het hy gedoen? Hoekom het hy gedoen? Wat was hy daar? Wat was sy impak? Ek wil nie lelik wees nie. Ek is seker hy het baie hard daar gewerk, né? En ek seker ons baie mense wat baie lief en dankbaar vir hom is as gevolg daarvan. Maar dit het geen impak op my vandag nie. Die volledige impak van 'n man 5 generasies terug wat sy lewenswerk oor see gaan doen het, is bordjies wat ek uithaal as ek wil eet. Hoeveel van ons se impak loop nie eers so ver nie? Waar 5 generasies later onthou ons nie eers nie. Weet ons nie eers wat gesê word nie. Nie lank daarna, nadat hierdie mense praat oor Jehonadab nie, lees ons in Jeremia 35, 'n paar verse later.
'n belofte wat gemaak is aan die mense wat daardie woorde hou. Dit lees van vers 18 af. En aan die huis van die Regabiete het Jeremia gesê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, omdat julle geluister het na die gebod van julle vader Jehonadab en al sy gebooie gehou het en gedoen het, net soos julle beveel het. Daarom, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, daar sal vir Jehonadab, die seun van Regab, nooit 'n man ontbreek wat altyd voor sy aangesig sal staan nie. So wat God hierso beloof, is hy sê dat daar sal altyd iemand wees wat in diens is van God in hierdie lyn verder. Wat 'n massiewe stelling is. Onthou enkelvoud, as gevolg van julle gehoorsaamheid sal daar nooit 'n man wees, enkelvoud, wat ontbreek, wat voor my aangesig staan nie, wat tyd saam hierso kan spandeer nie. En ek dink aan hierdie stelling, en ek dink aan dit, en ek besef net, hoe spesiaal moet dit wees? Dat aan 'n groep mans gesê word, binne in jou nageslag, solank as wat ons hier aangaan, sal daar altyd iemand wees wat voor die aangesig van God staan. Ek sit toe en ek dink bietjie deur aan my seun, en ek neem aan julle soos ek, en julle droom oor julle kinders se lewe, en julle bid vir julle kinders, en julle wil hê dat dit moet goed gaan met hulle, en ek dink aan die dinge waarvoor ek vir hom bid. En ek dink aan die omstandighede waarin hy is, en wat ek wil hê hy eendag moet bereik, en ek besef hoe spesiaal sal dit wees, om die belofte te kan hê wat sê, jou kinders sal voor die aangesig van God staan. Ek wil hê dat dit goed moet gaan met my kind, maar ek vra myself die vraag af, kies ek dat dit eendag met my kind finansiëel goed sal gaan, of dat hy voor die aangesig van God sal staan? En as hierdie 'n moeilike vraag is, sê dit vir ons baie van waar ons prioriteite lê, maar ek besef hoe spesiaal die belofte is van iemand wat sê, jou kind sal voor die aangesig van God staan. Beteken, ek bid dat dit met hom finansiëel sal goed gaan, maar meer as dit, dat hy my God sal ken. Ek bid dat met hom en sy gesondheid sal goed gaan, maar meer dat hy voor die aangesig van God sal wees, dat hy gelukkig sal wees in sy werk, dat hy 'n fantastiese vrou sal hê, dat hy kinders sal hê, wat so goed is vir hom soos wat hy vir my is, maar meer as al daai goed, dat hy voor die aangesig van my God sal staan. En dat ek as pa sal doen wat ook al ek moet om hom te help om daar te wees. Dat ek hom sal help om voor my God te kan staan. Sien, Jesus kom as voorbeeld. En hy kom leer vir ons iets hiervan. Johannes 5 vers 19 sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die Vader iets sien doen. Want alles wat hy doen die seun ook net so. Nou ek verstaan, hierdie is 'n baie groter skrifvers, maar hoe gereeld sien ons nie dat kinders kyk na hulle paas en doen wat hul paas doen, lank voordat hulle luister na wat hul paas sê nie. Dis hoekom ons gesegdes het soos, doen soos ek sê, nie soos ek doen nie. Hoe moeilik is dit om daai te moet sê? Ek weet my lewe is nie 'n voorbeeld nie, maar moenie maak soos wat ek maak nie. My woorde weet beter, ek doen nie beter nie, ek wil vir jou sê, en jy moet beter as ek wees. Lukas 22 vers 42 sê hy, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Jesus is hier voor die einde van sy lewe. Hy bid, hy smeek, hy pleit dat hierdie oomblik waar hy is verby moet gaan. Maar mag nie sy wil geskied nie, mag sy Vader, mag God se wil geskied daar waar hy is. Jesus is 'n voorbeeld van kind na sy Vader, wys vir ons volmaak hoe daar opgekyk word na vaders. Maar moet vir ons wys die belangrikheid van die rol van vaders in die lewe. Baie keer verwag ons dan ons kinders iets moet wees of hê wat hulle nie in ons huise sien nie. Ons kry 'n geleentheid om onsself bewus te maak van daar waar ons kortval. Daar waar ons dalk nie heeltemal doen wat ons weet reg is nie. En dat ons dalk anders kan leef, anders kan wees, beter kan wees, sodat ons kinders
sodat die mense rondom ons, sodat ons buurmense se kinders, ons vriende wat in ons huis inkom, na ons mag kyk en Mitchudai mag raak sien. Die naam op ons mure wat ons op ons klere dra, sê vir ons dat ek is besig om God se missie uit te leef oral waar ek gaan. Wat beteken ek kan nie 'n skeiding hê tussen wat my woorde is en wat my optrede is nie. Die beste voorbeeld wat my kinders van Jesus kan hê, moet ek wees. Die beste voorbeeld moet ek wees besig om die Here te aanbid voor hulle. Ek hoop, ek bid, dat Bart en sy kinders en sy kleinkinders gewoontes mag leer by my, wat maak dat hulle voor die aangesig van my God sal lewe. Ek hoop, ek bid, dat julle kinders en kleinkinders daar dieselfde ding mag doen. Dat ons gekenmerk mag wees, as voorbeelde, as trendsetters, as mense wat almal na hulle help om nader aan God te leef. En ons elkeen dra goeders van 'n vorige generasie wat ons net dupliseer na die een toe. Maar ons het 'n geleentheid om anders vorentoe te leef. Ek nooi jou om jou oë net daar toe te maak. Ek wil graag vir ons bid. Voor ek bid wil ek jou net nooi om 'n oomblik te vat. Om 'n baie eenvoudige gebed agter my aan te bid. En dit gaan net wees dat die Here ons kinders voor sy aangesig mag sien. So ek nooi jou net waar jy is, maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie, waar jy in jou lewe is nie, ergens gaan jy staan op 'n plek waar dalk nie jou direkte kinders nie, dalk jou kleinkinders, dalk jou vriende se kinders, dalk die kinders by die kinderkerk waar jy dien onder jou gaan wees, en dan bid ek dat hierdie woorde waar is. So ek nooi jou om agter my aan te bid. Here, mag my kinders voor u aangesig wees. Here, dankie vir 'n gemeente wat weet dat die enigste, die belangrikste, die grootste doel op hierdie aarde is dat ons jong mense u moet ken. Here, mag ons eerste prioriteit in ons woorde en in ons optrede wees dat ons jong mense nader aan u mag wees. Mag my kind na my kyk en mag hy u sien. Here, mag u die dinge wat sleg is, mag u die plekke waar ek kort val, mag u die oomblikke waar ek nie reg gedoen nie, neem weg van my af en mag u dit vul met u teenwoordigheid, met u woorde. Mag my gewoonte so wees dat ek gevul is met wie en wat u is, Here, en mag in alle omstandighede ek Mitchudai lewe, u missie lewe. Mag die jong mense rondom my beter wees as gevolg van die feit dat hulle tyd met my spandeer, maar dat hulle vir u sal raak sien. Here, seën elke persoon hierso, waar ook al ons gaan, mag ons voorbeelde wees van wie u is. En ons almal sê saam, amen.